Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees. en 'n ewige lewe. Amen. 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 Wat 'n voorreg om jou te kan verwelkom by nog 'n geleentheid waar ons saam gesels oor wat ons glo. Ek vertrou dat verlede week vir jou 'n goeie wegspringpunt was en dat ons uit die ou tradisies en 'n kultuur van wat ons in 'n geloofsbelijdenis dalk mee groot geword het om dit op te sê, dat dit verder sal gaan as net ons kop, maar uiteindelik in ons harte. Jy het aanlyn saam met ons hierdie boodskap beleef, mag dit vir jou ook tot groot seën wees. Dankie vir jou moeite. En mag die Here jou ook ontmoet waar jy na hierdie boodskap kyk. Ek dink die fundamentele waarhede van die Christelike geloof word onder andere so saamgevat in wat bekend staan as die apostoliese geloofsbelijdenis. En net vinnig weer 'n oorsig oor hierdie wat ook bekend staan in Latyn as die credo. Dis omtrent in die einde van die of in die middel van die 2de eeu saamgestel. En in werklikheid is dit geskryf vir mense wat Jesus sou volg deur die doop. Wanneer iemand tot geloof in Christus sou kom, sou hulle na wat genoem is, die Griekse woordjie in daai tyd, die katechumen, en hulle sou by daai geleentheid 'n tipe van 'n oriënteringskursus in disippelskap, was 'n disippelskapskurrikulum met ongeveer 12 punte, en dis later gereduseer en dit ontstaan of bekend geword as die apostoliese geloofsbelijdenis. So voor iemand gedoop sou word, sou hulle opstaan en voor 'n hele samekoms, al hulle vriende en families en in die publieke area waar dit was, vir die hele publiek om dit te sien, sou hulle in die openbaar verklaar, ek is nie meer wat ek is nie, ek behoort nie meer aan my ou burgerskap en my ou identiteit nie, ek behoort nou aan God die Vader, Jesus Christus en die bestuur van die Heilige Gees. En hulle sou onder andere die stelling gemaak het om te sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En sodoende het hulle die fundamentele waarheid bevestig van wie God is. Maar met verloop van tyd het die apostoliese geloofsbelijdenis veel meer geword as net 'n doopsverklaring. Inteendeel, dit het 'n belydenis geword vir mense wat gesê het, ons glo die God van Abraham, Isak en Jakob, wat uiteindelik homself aan ons tentoon gestel het, beleefbaar deur Jesus Christus, en deur eeue heen in verskillende nasies en kulture en tale, het dit die Christendom reg oor die wêreld verenig om te sê, ja, dis wat ons glo. Dit het ook in deur die eeue tot vandag toe, kulturele veranderinge, politieke skuwe, leerstellige debatte, selfs die ergste moontlike vorm van vervolging en die toets van die tyd deurstaan. Dit herinner ons dat die Christelike geloof nie gebou is op die veranderende menings van 'n tydelike wêreld nie. Verlede week het ons op die eerste deel gefokus, veral op wie God is. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en aarde. Daar skuif ons die fokus bietjie verder na wie Jesus is. En die Bybel sê vir ons dat
dat Jesus het hierdie unieke identiteit en hierdie unieke naam, die naam sê die Bybel vir ons, wat bo alle name is. Inteendeel, op hierdie naam vlug demone, die naam van Jesus red, dit genees, dit het alle gesag in die hemel en op aarde, en dit behoort jou nie te verbaas nie, dat die naam van Jesus op unieke maniere aangeval word. Want die duiwel weet, hy het nie die vermoë om die naam van Jesus uit te wis nie, maar hy probeer intentioneel om die naam van Jesus van sy eer te stroop. Die naam wat opgehef moet word, probeer hy as ware deur die modder sleep. En dit kan een van die redes wees waarom die naam van Jesus dalk die enigste naam is, godsdienstige naam, wat as 'n vloekwoord gebruik word. Jy al ooit 'n kontrakteur beleef, wat ergens besig is met 'n hamer en hy sy vinger raak slaan en hy sê, o Boeddha, of o Mohammed, of o Krishna. Maar die vyand weet, as hy jou kan kry om familier te raak met die naam van Jesus, om onverskillig daarmee om te gaan, dan gaan jy nie noodwendig die naam van Jesus aanroep wanneer jy dit regtig nodig het nie. So wie is Jesus? En meer nog, wie sê jy is Jesus? Wat het Jesus vir ons kom doen? En hy het nie gekom, en sy missie aarde toe was nie om 'n indrukwekkende skouspelagtige vertoning op te sit nie. Inteendeel, die teendeel is waar. Paulus beskryf hom vir ons in Filippense 2. Sê hy het homself ontledig, God nou, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde is en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Moet dit nie mis nie. Elke, nie hier en daar nie van die Christelike godsdienst sal elke knie sal buig, elke tong sal uiteindelik verklaar, 'n belydenis aflê dat Jesus Christus toe jou vrintie waar Christus en Here van almal is. En op daardie oomblik sal niemand in die heelal die naam van Jesus ligtelik opneem nie. Jy kan baie mense vra, wie is Jesus? Jy gaan baie verskillende antwoorde kry. Mense buite die Christelike kultuur gaan sê hy was dalk 'n historiese figuur, hy was 'n leier van 'n spesifieke godsdienstgroep. Mense wat hom beter ken, sou hom dalk vir jou beskryf as 'n baie dinamiese en 'n wyse leermeester. Baie mense sal met hoë agting sê hy het baie mooi dinge geleer. Hy het 'n goeie stel leefreëls vir ons neergelê. Was baie liefdevol, hy het was 'n ongelooflike rolmodel. Baie mense noem homself liewe Jesus. Wat belangrik is om oor na te dink is, wat noem jy hom? En hoekom maak dit saak? Sit dit vir jou so op die skerm, wat jy iemand noem, onthul uiteindelik hoe goed jy hulle ken. Byvoorbeeld, verskillende mense spreek my verskillende maniere aan. Mense sal my dikwels wanneer ek my voertuig laat diens of by 'n vreemde dokterspreekkamer is, of dan sal hulle my voorstel as meneer Rousseau, jy kan maar deurkom, of meneer Rousseau, ons is reg vir jou. As iemand my aanspreek as dominee, dan weet ek dis iemand wat my ken as gevolg van bediening en as gevolg van gemeente en gemeenteverhouding. As iemand my aanspreek as pastoor, dan weet ek hulle kom uit 'n ander kultuur, en hulle predik, dis hoe hulle predikante aangespreek word, in die tradisie waarna hulle gewoond is. Maar as vriende is ons weer op 'n ander vlak. Dis informeel en gemaklik en mense noem my net Etienne. As jy een van my kinders is, gaan jy my verseker nie aanspreek as dominee nie.
Jy gaan my ook nie meneer noem nie, ook nie Etienne nie. Dan noem jy my pa of papa. Het is lekker om 2 skoondogters te hê. Hulle oefen nog om gewoon te raak aan die titel pa. Maar hulle ken my beter as enige iemand anders. Sy het so ongeveer 17 terme waarmee sy my noem, wat ek nie almal hier kan herhaal nie. Maar as sy my meneer of dominee noem, dan weet ek daar's fout. Jy sien, hoe jy iemand aanspreek, sê iets van die verhouding. Wat noem jy Jesus? Want wat jy Jesus noem, weerspieël hoe jy hom werklik ken. Die apostoliese geloofsbelijdenis herinner ons en gee 'n opsomming vir ons oor wie Jesus is. Kyk net gou weer na die uittreksel wat fokus op wie Jesus is. Dit sê ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, begrawe is, ter helle neergedaal het, op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En dit val nie vreemd op jou oor nie, ek bedoel baie van ons, jy kry so lekker, voel so goed soos jou goeie ou dae. Saam met oupa en ouma dalk in 'n tradisionele kerkgebou met kerkbanke wat kraak en sommer nie daai amper 'n historiese gevoel. Maar in werklikheid, ouens, was hierdie 'n geweldige omstrede uitlating om te maak. Om te sê, ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Om te sê, Jesus is God se eniggebore seun. Dit was soos in, jy het gesoek vir moeilikheid, dis nie polities korrek om so 'n stelling, veral in die eerste paar eeue te gemaak het nie. Mense het ontdek egter wat in 'n verhouding met hom gestaan het, Jesus is die seun van God. Nou om Jesus God se eniggebore seun genoem te word is eintlik as laster beskou. Dit was polities onaanvaarbaar en kontroversieel, want jy sien die rede daarvoor is die Romeine het in halfgode geglo. Hulle het geglo, en as jy gaan kyk in hulle mitologie en stories en vertellinge en geskiedenis, hulle het geglo in 'n halfgod, wat hy was deels God, maar hy was ook deels mens. En hy was deels 'n goeie God en 'n slegte mens, of 'n slegte God en 'n goeie mens, of 'n slegte, afhangende van die kombinasies. Volgelinge van Jesus het nie geglo in 'n deels God, deels mens nie. Hulle het terselfdertyd geglo, hy's ten volle God en hy's ten volle mens. Jesus is ten volle God, ten volle homself as God openbaar, maar skielik aan ons in 'n verstaanbare vorm. Die Bybel vertel vir ons, God het homself letterlik van sy heerlikheid gestroop en aarde toe gekom in die vorm van nie net 'n mens nie, maar 'n diensknegt. Nie om te kom regeer nie, maar om te dien. Maar hy het gekom baie duidelik in die identiteit van, hy's die seun van God. So 'n klein nota. Wie dink julle het heel eerste Jesus herken as die seun van God? En gesê, daar's die seun van God. Kom ek vertel jou wie dit nie was nie. Dit was nie voortvarende Petrus, wat heel eerste daai verklaring en openbaring en dit gesnap het nie. Dit was nogals nie Johannes nie, wat akademies en 'n bietjie meer, Petrus aan die een kant was ons voor op die wa en baie impulsief. Johannes was 'n bietjie meer weldeurdag geweest, maar selfs hy het nie eers tot daai insig gekom nie. Ook nie iemand soos Jakobus nie, en dit was Jesus se binnekring. Ons vind die antwoord in Markus 3 vers 11. As mense wat van onrein geeste besete was, hom sien, het hulle voor hom neergeslaan en uitgeskreeu, U is die seun van God.
Jy sien die demone, die magte van die duisternis, het onmiddellik dit sonder om te sê, ja, maar hoe werk dit nou? Ja, ons verstaan dit nie. Ja, ek weet nie of dit teologies korrek is nie. Nee. Die duisternis magte het onmiddellik gesê, dis die seun van God. Daar's 'n liedjie wat sê, there's just something about that name. En die duisternis klik het baie keer eerste. Nog voordat die wêreld dit geklik het. Dat hulle besef, hierdie dis God, maar hy's anders. Hy's 'n openbaring, 'n verstaanbare gedeelte van God. Baie keer sukkel ons om daai teologie te verstaan, kan ek vir jou aan die begin ook sommer sê, moenie jou kop daaroor breek en dit probeer verstaan nie. Ons word nie uiteindelik genoem, ons is die verstaaners nie, ons word genoem gelowiges. Hoekom? Ons glo dit. Soos ek hier staan, is ek terselfdertyd ten volle man vir my vrou, maar ek's ook ten volle pa vir my kinders. En dit maak my nie dat ek minderwaardig is as ek sê ek's 'n pa in plaas van 'n man nie, my identiteit verander nie, maar my belewenis wat mense van my het verander. En God kan ons beleef as God die Almagtige, maar ons kan hom ook beleef as die Seun. Wat maak Jesus so uitsonderlik en so anders as ons hom noem Seun van God? Interessant genoeg dat die apostoliese geloofsbelijdenis 12 werkwoorde gebruik. 12 werkwoorde wat hierdie antieke geloofsbelijdenis gebruik het om presies te help om te sê, dis wie Jesus is. En wanneer hulle die verklaring maak om te sê, ons glo in Christus, Jesus Christus, sy enige gebore seun, dan kom hulle en hulle maak hierdie stelling nommer 1 om te sê, wat ontvang is van die Heilige Gees. Sy verwekking, hoe hy hierdie aarde ingekom het, was nie 'n groot skouspel en hier is hy nie. Inteendeel, hy het soos 'n mens die normale roete ingekom. En gebore uit die maagd Maria. Wat amazing is hiervan, is die feit dat honderde jare van tevore het die profesie van Jesaja in Jesaja 7 vers 14 voorspel, en dit het presies so gebeur. En hy's nie verwek soos enige ander mens nie, hy's verwek deur die Heilige Gees en dan gebore uit die maagd Maria. Die gode van die Grieke en die halfgode van die Romeine, hulle het of mistiese geboortes gehad en daar stalkies oor vertel, wat dan deur meesterkunstenaars uit marmer en graniet gekap het om te sê, so hierdie is nou hierdie God. Jesus kom nie en hy word getipeer in 'n marmerbeeld nie. Nee, hy is die enigste God wat homself kom openbaar in die vorm van 'n mens. Bonatuurlik uniek, maar verstaanbaar menslik. En hoekom maak dit saak? Hoekom maak dit saak om te weet dat hierdie so kardinaal van belang is binne die geloofsbelijdenis, want hy het nie in hierdie wêreld ingekom met 'n sondige natuur nie. Mama Maria was bloot die kanaal waarin hy kom ontwikkel en hierdie wêreld kon inkom, maar niks van 'n mens is in sy DNA te bespeur nie. En daarom kon hy hierdie lewe inkom as mens, maar totaal en al anders. Inteendeel, sondeloos, so sondeloos, dat wanneer Johannes die eerste keer vir Jesus sien, dan sê hy, daar's die finale offer, dank die Here, daar's iemand wat namens ons sal kan betaal, daar's die lam van God, die enigste volmaakte een, wat self gaan kwalifiseer om volledig te offer en die skuld van mense te betaal en ons vry te koop, elke mens te kan vrykoop en te kan onthef en te kan instaan en kan sê, jou doodstraf word onthef. Daarvoor het hy, sê die geloofsbelijdenis wat gelei het onder Pontius Pilatus, en dis 'n historiese verwysing. Dit kan nie debatteer word om te sê, het dit of het dit nie gebeur nie, daar's net te veel, selfs buite Bybelse bewyse daarvoor, dat hy onskuldig veroordeel, gemartel is, 39 wette gehoue met 'n gesel, en dan sê die belydenis, hy's gekruisig, en hy's gekruisig om ons straf te dra. As jy dink aan 'n skrifgedeelte, en ek het skrifgedeeltes vir jou op die skerm, ons het regtig nie tyd om by al stil te staan nie, ek probeer 'n oorsig gee, maar Jesaja 53 sê vir ons, dat hy's oor ons sonde, is hy verbrysel. En dan herinner 1 Korintiërs 15 vers 3, saam met die belydenis vir ons, hy het gesterf. En hier's wat interessant is, wanneer hy sterf,
En dis nie een van die disippels, en ja, dis georganiseer en die feite is gemanipuleer nie. Inteendeel, hierdie versie kom net so in een van die buitebybelse geskrifte in Romeinse dokumente na vore. Markus 15:39, toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het. En kan ek net vir 'n oomblik sê, daai ou het niks gehad, hy sou niks skoor, as hy hierdie storie opmaak nie. Maar toe hy hom die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Ergens het mense net besef, hy's van God, hy's nie God nie, maar dit moet sy afstammeling, dit moet sy verlengstuk wees, in 'n verstaanbare vorm. Geloofsbelijdenis gaan aan om te sê, hy's begrawe, amptelik in 'n graf neergelê. Weereens, die Romeinse ryk was albei betrokke. Die Romeinse prokurator van daai tyd het opdrag gegee dat die graf selfs bewaak moet word. En terwyl hulle gedink het, hy's daar binne, is hy ook nie meer daar binne nie. Die geloofsbelijdenis herinner ons, hy het neergedaal. Hy's op 'n ander missie. Die ou Hollandse vertaling het gesê ter helle neergedaal. Wat beteken dit? Party mense sê ja, maar hulle glo dit nie. Inteendeel, hy die dood in sy volheid betree. Want die dood beteken nie, dis klaar, nou gebeur niks met jou nie, dit beteken as aksie in 'n ander dimensie. Petrus verduidelik dit vir ons mooi, 1 Petrus 3 vers 19. Deur die Gees is hy na die geeste toe wat opgesluit is en wag vir die oordeel. Vir hulle het hy gaan vertel dat hy gewen het en lewe. En dan genadiglik vir ons, God het hom uit die dood uit opgewek. Hy's terug uit die doderyk uit, hy het opgestaan. Geloofsbelijdenis sê wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. En dis inteendeel die kern van die evangelie, die feit dat van al die gode is hulle beelde vernietig of beskadig of vir een of ander storie het die mite verander en hulle is nie meer 'n realiteit nie. Maar nie hierdie Jesus nie. Hierdie Jesus 2000 jaar later is daar meer as ooit mense op die gesig van die aarde wat die verklaring maak om te sê ons glo in Jesus as die seun van God wat opgestaan het en steeds 'n werklikheid is. Waar is hy nou? Ongelukkig nie meer met ons nie, genadiglik nie meer met ons nie. Hoekom sê ek genadiglik? Want kan jy jou indink as ons van Jesus gehoor het en hy's vandag in Tiberias langs die see van Galilea. Weet jy hoe lank sou die queue wees as jy hom wil uitkom? Jy het nou al hoe lanklaas vir my WhatsApp gestuur, hy het nou nog nie teruggekom nie. Want hy's besig. Daar's 'n oorlog en hulle netwerke is af, weet, en man, ek bedoel dis net, dank God, ons is nie meer beperk tot jy met in 'n queue gaan staan en uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig nie. Hy het opgevaar. Geloofsbelijdenis sê wat opgevaar het na die hemel. En dis weer eens 'n historiese gebeurtenis, bevestig deur 'n skare getuies, en dit het hulle finaal oortuig om te sê, dit ding is met die Romeinse ryk en wat mense sê en wat dit ons mag kos, ons weet verseker, ons het hom sien gaan, engele uit die hemel het aan ons verklaar en gesê, hy gaan net so terugkom soos wat julle hom nou sien gaan het, maar hulle onthou ook Jesus se woorde wat sê, moenie nou so oorborrelend van vreugde die hele Jerusalem ingaan en vertel wat julle gaan sien het nie, gaan terug bo vertrek toe. En gaan wag. Gaan wag sodat julle 'n deel van my vuur, my innerlike bekragtiging kan ervaar, want dit gaan julle in staat stel om die wêreld uiteindelik op die knieë te bring voor my heerskappy en my koningskap. Waar is hy nou? Geloofsbelijdenis sê, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Regterhand is altyd reg deur die eeue nog 'n posisie van gesag en eer. Dis nie tyd nie, maar gaan lees, dis nie eers op die skerm nie, gaan lees wie Efesiërs 1, veral vers 20 en aan, wat vir jou iets sê van die gesag en die mag van dit wat Jesus op hierdie stadium, die posisie wat hy vir ons intree. En terwyl hy daar sit, is hy besig om te organise, want hy het ons gesê, hy gaan vir ons plek voorberei. Maar hy is ook ons advokaat, die oomblik as ek en jy bid, ons het geen reg om met God te praat nie, ons het geen voorreg om met God op speaking terms te wees nie. Nou kom Jesus as advokaat en hy sê, jy kan maar praat, en jy kan hom aanspreek as papa, as vader. Wie gee my die reg? Ek het betaal. Jou bloed hoef nie te vloei nie, my bloed het gevloei. En dis wat hy doen, dis waarmee hy op die oomblik besig is, en dan sê die laaste gedeelte van die geloofsbelijdenis, van waar hy weer sal kom, so hy gaan terugkom. En sy wederkoms is beloof
met dieselfde intensiteit as sy eerste koms. Vir sy eerste koms was daar klomp profeseë en beloftes en geskiedenis het reg geskuif en toe jou wrintie waar toe gebeur dit. Daar's nog 'n klomp profeseë wat vervul moet word en dit praat van sy volgende koms. En net so 'n realiteit soos wat sy eerste koms was en die wêreld dit elke jaar erken en vier, net so 'n realiteit gaan sy tweede koms wees. Kan jy indink, as God die opdrag gee, die bassein weer klim, die bassein weer klink, en jy het gedink Afrikaans is groot, jy het gedink dis 'n skouspel, wag vir daai. Wanneer hy gaan kom, almal wat reeds gesterf het in hom, opstaan, die wat lewend is op daai stadium saam met hom kom, in 'n nuwe dimensie, in 'n nuwe heerlikheid. En dan sluit die geloofsbelijdenis af met die 12de werkwoord, en hy gaan kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. En oordeel beteken, hy gaan nie veroordeel nie, hy gaan bloot net sê, jy het my gekies, welkom, jy het my nie gekies nie. Hy is die regverdige regter. Hy het die eerste sê gehad, by die skepping se ontstaan, hy is ook die Omega, hy gaan die laaste sê. Jesus vertel van ons in Matteus 25, hy gaan die bokke en die skape van mekaar moet skei. En moenie in jou kop hierdie prentjie sien van 'n wraakgierige regter wat sê, lekker, nou kan ek julle terugkry nie. Ek dink dit gaan vir God die mees traumatiese dag wees, dis hoekom hy dit uitstel. Want hoekom wil hy iemand wat hy geskep het, om mee in 'n verhouding te staan, maar wat hom nooit wou kies nie? Om verlekker daarin om te sê, gaan vir 'n ewigheid uit my teenwoordigheid uit. Ek dink dit gaan die ergste dag in God se bestaan wees, met trane in sy oë. Maar dis 12 werkwoorde, wat vir ons verduidelik, van wat Jesus kom doen het, en wie hy gevolglik is, ten volle mens, hy in hierdie arena, in hierdie realiteit, was hy ten volle bewus van waardeur ons gaan, maar hy was ook ten volle God, en hy het ook presies geweet, wat in die ander dimensie op ons wag, en wat daar gebeur. So saam met dit, bevestig die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in Jesus, maar nie net sy enige gebore seun nie, dit gee ook 2 ander baie kontroversiële titels aan hom. Glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. En dit was ongelooflik kontroversieel om te sê Jesus is God se enige gebore seun, maar jy het nog vir groter moeilikheid gesoek as jy gesê het Jesus is Christus en jy het jou eie doodstraf bevestig wanneer jy gesê het hy is jou Here. Want dit impliseer hy is die heerser, bo alles. En jy kon nog dalk verbykom om te sê, onthou, hy is die heerser in die hemel. Maar die geloofsbelijdenis is baie duidelik om te sê, in die hemel en op die aarde. Hierdie frase in die Grieks lyk so, Jesus Christos Kurios. En dit beteken, Jesus Christus die heerser. Jesus Christus is heerser. Sê dit gou saam met my. Jesus Christus is heerser. Kom ons sê dit weer. Jesus Christus is heerser. Sy naam, Jesus. Jesus is die Griekse verbuiging van die Hebreëse woordjie Yosha wat beteken bevryder of redder. En die engel het vir Maria gesê, jy moet hom noem bevryder, want dis hy wat sy volk gaan onthef van hulle bande, uiteindelik hulle sonde. Sy titel is Christus. En dit beteken gesalfde een. Inteendeel, die implikasie daarvan is, hy is die antwoord, die oplossing. Hy het so 'n besondere mandaat agter sy lewe, hy word gesien as die Messias. Nou as jy in die 2de, 3de eeu in die Romeinse Ryk geleef het, en jy het gesê, Jesus, Kurios, as jy gesê het, hy is heerser, dan het jy nie net 'n geloofsverklaring gemaak nie, jy het eintlik 'n omstrede politieke stelling gemaak, wat as verraad beskou is. Want slegs die keiser, Caesar en later Nero, en 'n hele klomp van hulle wat nog gevolg het, hulle het bekend gestaan as die gesalfdes. Met ander woorde, hulle is eintlik 'n god. Hulle het gevolglik die reg om
Kurios of heerser genoem te kan word. So as jy kom en Jesus heerser noem, is dit beskou as 'n direkte aanval teen Caesar. So geen wonder dat hulle soveel mense afgemaai het, want jy het mos gesê, die keiser, Caesar is nie die heerser nie, jy het 'n ander heerser voor wie jy die knie buig. En dit kon jou lewe kos. Inteendeel, jammerlik vandag, gebeur dit nog in plekke oor die wêreld. As jy verklaar dat Jesus 'n hoër gesag het as die leier of die hoogste persoon van daardie land of kultuurgroep se ideologie, kan jy met jou lewe daarvoor boet. So om die heerskappy van Christus te verklaar, gaan nie net oor aanbidding nie. Dit gaan om te sê waar jou prioriteit lê, waar jou lojaliteit lê. So in die dae van die vroeë kerk, sou mense wat gedoop wil word, of besef het hulle moet gedoop word, en dit was hierdie inisiasie rite om te sê, ek wil in die publiek gaan verklaar, ek het hierdie wêreld ingekom as 'n burger van hierdie aardse lewe, ek is deel van die Palestyne, of ek is deel van die Jode, of ek is deel van die Filistyne, watter nasionaliteit jy jouself ook beskou het, maar dan het jy jouself in die publiek laat doop om te sê, ek sterf nou in my ou nasionaliteit, en ek staan nou op onder nuwe burgerskap, ek's nou deel van die koning se heerskappy. En met dit het jy publiek nie net dit deur die simboliek van die doop afgelê nie, inteendeel, jy het publiek die verklaring voor mense afgelê. Jy het gesê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enigste seun, ons Kurios. En dis steeds die belangrikste en miskien die mees omstrede stelling om te maak. Want in ons dag, in 2025, ouens, geen mens wil 'n baas hê nie. Geen mens wil sê hy word oorheers en beheer deur iemand nie. Dis nie die norm van ons kultuur nie, dis nie cool nie. Inteendeel, jy is veronderstel om in jouself te glo. Dis wat die wêreld daar buite sê, glo in jouself. Goeie mentors dink is baie goed as jy vir jou span sê, glo in jouself. Ja, ons moet onsself lief hê. Dis deel van Jesus se strategie vir 'n gesonde siege. Maar hy het nie daarmee gesê, dis die enigste potjie waarop jou 3 pot staan nie. Daar's 2 ander belangrike waarhede daarmee saam. Hierdie wêreld se norm is, jy moet jou eie mens wees, jy moet jou eie man staan, jy moet jou eie besluite neem. Jy moet doen wat vir jou goed is en hoe jou voorkeure is. En dis hoekom raad is om te sê, gaan kry hierdie self-help boek. Ons kan onsself nie help nie. As dit gewerk het, het ons nie 'n verlosser nodig gehad nie. Maar is die deal wat ek met jou vanoggend weer wil aangaan. As hy nie die Here is nie, as hy nie die heerser is nie, as hy nie die gesalfde Messias is nie, doen jou eie ding. Jesus het destyds massas mense wat hom gevolg het, was nie net altyd sy 12 nie, want jy sien die mense wie hy kos gegee het, hulle wou saamgaan, miskien kry hulle weer 'n free lunch. Mense wat hy aangeraak het, hy het my buurvrou se seun uit die dood uit opgewek, my man is sopas dood, so 'n klomp mense het hom gevolg die heeltyd met, what can he do for me, motief. Jesus vra op 'n stadium dan hierdie vraag, Matteus 16:15, hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En die vraag vanmôre waarmee ek wil hê elkeen van ons moet net weer opnuut worstel is, wie sê jy is Jesus vir jou? Ondersoek hom en maak jou keuse. Want as hy wel die heerser is, met die finale sê oor alles en almal, as dit waar is, dan maak dit meer saak as enigiets anders in hierdie lewe, en dan vereis dit ons totale aandag, lojaliteit en lewe. Kan jy jou voorstel as Jesus met groot liefde, maar ook met groot besorgdheid vra, Lukas 6. Watter sin het dit? Dat julle my aanspreek in julle geloofsbelydenisse as Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Waarom noem jy my Here, Here, maar jy bly afbreekend en praat van ander mense, jy's kinder.
Waarom noem jy my Here, Here? En jy kyk gemaklik na programme en shows waar my naam as 'n vloekwoord gebruik word en jy lag selfs saam. Waarom noem jy my Here, Here? En jy's hard met jou huweliksmaat of ver van jou kinders af? Waarom noem jy my Here, Here en jy eer my nie met die dinge wat ek aan jou toevertrou nie? Waarom noem jy my Here, Here en jy deel nie die waarheid van wie ek regtig is en die realiteite van wat nog voor lê en dat ek mense wil red? Hoekom deel jy dit nie? Hoekom noem jy my Here, Here en jy doen nie wat ek sê nie? In Matteus 7 gee Jesus 'n baie hartseer en maar ferm waarskuwing. Hy sê nie almal wat 'n samekoms van gelowiges bywoon en geloofsbelijdenis aflê en sê hulle is 'n Christen. Hy sê in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Geloofsbelijdenis herinner ons, hy gaan weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Vers 22, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Deur u naam bose geeste uitgedryf, deur u naam baie wonders gedoen nie? En dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dankie dat jy my geken het, maar ek het nooit 'n verhouding met jou gehad nie. Gaan weg van my af, julle wat God se punt gemis het. Maar Here, u weet dan, ons het soveel goeie dinge gedoen nogal in die naam van die Here. Ons het in die naam vir die Rooikruis en die Bybelgenootskap gegee. Ons het kos vir daai bedelaar gegee. Ons het iemand se selfoon opgetel en dit terugbesorg aan die eienaar. Ons het dan 'n samekoms van die gelowiges bygewoon en ons het selfs die geloofsbelijdenis gereeld opgesê. En Jesus gaan sê, jy nooit geken nie. Die vraag is nie, en veral vir ons wat uit 'n Afrikaner kultuur uitkom, die vraag is nie, ken jy die geloofsbelijdenis nie. Die vraag is, weet jy van Jesus? En meer is, ons kan alles van Jesus weet, ken jy hom en ken hy jou? Is daar 'n wederkerige verhouding? Almal van ons ken vir Prins William. Ek is nie seker as hy Standerton toe ooit sou kom of hy 'n afspraak sou maak om net by jou te kom kuier want hy ken jou. Ja, maar Jesus antwoord aan my gebede. Genade. Ja, maar Jesus gebruik my dan. Hy sal 'n donkie gebruik as hy moet. Die vraag is, ken Jesus jou omdat jy hom die bestuursreg van jou totale menswees gegee het? Leef hy deur jou as Here? Dis 'n eenvoudige maatstaf. If he's not Lord of all, he's not Lord at all. Dis soos om, hier's nie 'n dame wat al ooit kon sê, ek is so 50-50 swanger. Jy's of swanger of jy's nie swanger nie. Daar's nou ongelukkig nie 'n tussenweg nie. Jy kon so gedink het, ja, daar's baie sulke stories. Maar of hy's Here of hy's nie Here nie. Of hy's die bestuurder van jou lewe en hy's die een wat die finale sê het, of hy het nie die finale sê nie. En dis hoekom Jesus 'n probleem gehad het met sy volgelinge op 'n stadium en gesê, dis omdat julle nie warm is, ek ten volle in beheer, of koud is, julle doen heeltemal julle eie ding, maar dis so daai, julle probeer die 50-50 ding. Jy sien, wanneer jy sê Jesus is Here, maak jy nie 'n terloopse stelling nie, jy maak daarmee eintlik 'n belofte van waar jou trou en jou loyaliteit en jou hart lê. Wanneer jy die naam van Jesus aanroep, dan is dit die naam bo elke naam. Hoor weer wat sê Paulus, vers 10 van Filippense 2. Hy sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Eendag by die aanhoor van die naam van Jesus, sal elke knie
insluitend joune, moet buig. En elke tong sal moet erken en bely, hy is sowaar die gesalfde, die heerser, die Messias. En ek en jy kan of nou leef met gebuigde knieë onder sy heerskappy, of ons kan dit eers erken wanneer dit te laat is. As jy dit nou doen en jou geloof daarin plaas en sê, Here, ek glo en ek kom gee my lewe aan U as heerser, dan word die inhoud van jou totale verlede, jou ewigheidsbestemming, jou identiteit, jou leefstyl, word radikaal getransformeer. En die uitdaging is, kom gee stuurwiel oor. Dis een ding om die geloofsbelijdenis te ken. Dis iets anders om hom te ken. En die vreugde te ervaar om te kan weet, hy is my Christus. Hy is my Kurios. Hy is in beheer van my lewe. En ek het standpunt en ek leef met die standpunt dat hy die een is wat die finale sê in my lewe is. En dan word hierdie geloofsbelijdenis 'n skaamtelose, trotse verklaring en 'n versekering van wanneer hy gaan kom, gaan hy my op die naam roep, want as 'n verhouding. Watter naam roep jy aan vir redding? En mag daar in daardie naam, die naam bo alle name, vir jou die grootste oorwinning en deurbrake, inteendeel die satisfaksie van lewe lê, jy besef, nou is Christus nie net in my nie, ek is in hom, en hy waarborg vir my, dat die oordeelsdag die prysuitdeling word. Die dag waarna ek die slaapie stel, om hom nie net van hom te weet en om te glo nie, maar om van aangesig tot aangesig te kan sien. Om ons bid saam. Here, ons staan verstom oor die feit dat ons eintlik hier te doen het met feite wat ver groter en langer en beter is as die stukkie geskiedenis wat ons in ons eie leeftyd beleef. Ons neem kennis van 'n geloofsbelijdenis wat bykans 2 millennia oud is. Baie van ons het die voorreg om dit te kan ken en dit uit ons kop uit te kan opsien. Ek kom bid vir 'n groter voorreg. Kom bid dat elke individu vanmôre in hierdie samekoms en diegene wat na hierdie woord oor digitale media luister, dat ons die rustigheid en die opgewondenheid en die vreugde sal hê om te weet, ek glo nie net in God die Vader nie, ek glo nie net in Jesus Christus nie, ek ken hulle. Ek kon my lewe oopstel vir hulle en die vreugde ervaar van hulle knipoog oor my lewe as Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n transformasiewerk in my lewe gedoen het. Dankie dat wanneer ons lewe vir U oopstel en U inkom en beheer oorneem, dan is ons in U oë 'n totale nuwe skepping. Dankie dat geloof dan 'n ander dimensie aanneem. Mag dit elkeen se belewenis wees. Mag diegene wat vanmôre die versekering van die Heilige Gees in hulle harte hê, sommer net 'n nuwe dankbaarheid en 'n ontzag en 'n vreugde en 'n beskikbaarheid hê om onder U heerskap te funksioneer en te lewe. Kom help ons om te deel met die areas in ons lewe en die kamers van ons hart wat ons probeer eenkant hou, waar ons U nie wil toelaat om ook die sê te hê en heerser te wees nie. Mag ons uiteindelik met groot gemak en vrede die knie kan buig en te kan verklaar, Jesus is my Here. Kom bid vir diegene wat vanmôre hier sit, wat skielik nie seker voel nie. Dankie dat U nie hier is om ons te veroordeel en vir ons te herinner hoe sleg ons is nie. Dankie dat omdat ons so sleg is en 'n verlosser nodig het, dat U ons vandag wil oortuig om te sê, kom, stel jouself vir my oop, nooi my in. Dankie dat wanneer U in ons lewe inkom, dan reinig U ons van alles wat ons sou diskwalifiseer van 'n intieme verhouding met Vader, deur Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. En dis my gebed vir elke persoon wat na hierdie woord luister. As daar mense is wat nog onseker is, Here, mag hulle sommer na hierdie woord die brawe, manmoedige stap neem om te sê, wat kan ek doen? Bid saam met my. Here, ek kom bid tot U en ek kom gee my lewe. En ek kom stel elke faset van my menswees onder U heerskappy. Wanneer ek my laaste asem uitblaas, mag ek nie net beleef het Christus was in my nie, maar mag ek voor U kom staan, so bekleed met Christus, dat daar geen beskuldiging ingebring kan word teen my nie, want U sien nie my nie,
U sien die genade en die liefde waarmee Jesus my kom omvou. Ons eer U vir die feit dat U ons Messias, ons redder en ons heerser is. Amen.